Haai julle, kom ons gesels gou oor natuurlike rampe. Hoe is dit God se wil? En is dit God se wil en hoekom is daar iets soos natuurlike rampe? Hoe hanteer ons hierdie vraag as kinders van die Here? Waar is die Here in die rampe van ons wêreld? Ons dink spesifiek in hierdie tyd aan die oorstromings en die rukwinde in die Wes-Kaap en die verwoesting wat mense in hierdie tyd daar beleef. So die vraag is God in beheer? Veroorsaak God die ramp? En die kategoriese antwoord is ja en nee. God se hart is nie dood nie. God se hart is nie verwoesting nie. Dit sal nooit sy goal wees nie. Dit wat hy wil bereik is nooit dood en verwoesting nie. Maar eerder herstel en lewe. So kan God rampe gebruik en soms dalk veroorsaak, soos wat ons sien met Noag en die ark. Dit help nie ons sê vir mekaar, nee, God is net hierdie fairy godfather, wat net mooi dingetjies en wensies laat waar word. Julle, ons dien 'n almagtige God, wat vir ons die vrees van God in ons harte moet sit. Okay? Die woord van die Here sê, fear of God is the beginning of wisdom. Dit sê ook, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Dit sê ook, moenie mense vrees nie, maar vrees die een wat liggaam, moenie mense vrees wat die liggaam kan doodmaak nie. Vrees die een wat liggaam en siel kan doodmaak. God. Okay, so as ons dink aan God, dan dink ons nie aan hierdie fluffy, laat al jou wensies waar word persoon nie. Ons dink aan die almagtige heerser, die koning van die heelal en ook 'n pappa. Okay, hy's albei. Hy's liefde en regverdig. Hy's nie net een nie. Hy's nie net. So, hoe verstaan ons na rampe? Kan God rampe veroorsaak? Verseker. Hy kan. Maar as God rampe veroorsaak, is dit in sy alwetendheid. Hy gaan nie iets laat gebeur wat nie ten goeie gaan uitwerk vir die wat hom liefhet nie. Okay. Die wat hom nie liefhet nie, die wat teen God is, wat in 'n rebellie teen alles wat heilig is, vir hulle kom verwoesting vlugtig, sê die woord van die Here. En ons kan nie God judge daaroor nie. Wie is ons om God te judge? God is God en ons is nie. So dis die eerste antwoord. Ja, God veroorsaak soms. Maar dan sal die uitkoms altyd vir die wat hom lief wees, goed wees. Of lief het, goed wees. Maar God is not in the business of death and destruction. So in dieselfde asem wat ons kan sê ja soms, sê ons ook ja, maar ook soms nie. Soms is God nie agter dit nie en ons besef ons lewe in 'n wêreld wat stikkend en gebroke en in 'n downward spiral is. Julle, dit is daai tension in die skrif wat ons sien, ja en nog nie. Ja, jy's gered en nog nie heeltemal heilig nie. Ja, jy gaan vir ewig lewe, maar nog nie nou nie, want jy moet nog sterf. Ja, God gebruik soms dinge en veroorsaak soms dinge, maar ook nie altyd nie, want hy is nie in die business of death and destruction nie. Dis hierdie tension wat ons onderhou. Okay? So, in hierdie tyd waar mense vra, waar is die Here? Hierdie is 'n geleentheid vir die kerk, vir die wat die naam van Jesus verkondig en die karakter van Christus verteenwoordig, om lig te wees, om uit te gaan, om te gaan help en te gaan lief hê en te gaan omgee. So ons kan kies om vas te kyk in die death and destruction, of ons kan kies om die geleentheid en die lewe wat God voor ons sien, die potensiaal vir nuwe lewe, vir redemption, salvation, reconciliation, healing. Ons kan dit sien of ons kan die negatief sien. I put before you life and death, sê die woord van die Here. The choice is yours. You choose. So hier's my vraag vir jou. Wat kies jy vandag?
Kies jy om God se goedheid in twyfel te trek, te bevraagteken, sy voorsiening te ondermyn? Want kom ons wees eerlik, sy voorsiening is reg rondom ons. Die feit dat ek asemhaal is sy voorsiening. Kies jy om dit te bevraagteken? Of kies jy die pad van lewe, hoop, geleentheid om uit te gaan en in te tree in verwoesting, in te tree in dood, daar waar mense nou swaar kry, daar waar diere swaar kry, daar waar gemeenskappe verwoes is, paaie verwoes is, mense sonder karre sit, kan jy iemand rondry, kan jy hulle Pick n Pay of Checkers of waarheen ook al vat, om te gaan groceries koop, kan jy kinders vir 'n week of 2 lank skool toe ry? Wat kan jy doen? Hoe kan die Here jou in hierdie tyd gebruik, presies net daar waar jy is? En dit moet ons ingesteldheid wees. En dit is die weg, die weë van die Here. En op hierdie pad is hy 'n lamp vir jou voete. En hy gaan jou presies wys. En op hierdie pad van lewe, in sy wil, sal hy vir jou voorsiening maak. Sal hy die deure oopmaak. Gaan hy die weg gereed maak vir jou. Dis reeds gereed vir jou om in te stap. Miskien is jy nie nou in die Weskaap. Miskien kan jy nie voete op die grond wees. Maar jy kan bid. As dit al is wat jy kan doen op hierdie oomblik, jy het nie finansies om te gee vir die mense wat hulp verleen. Miskien het jy nie die vermoë om daar te wees en te help. Die vermoë om te gee nie. Weet jy wat het jy die vermoë om te doen? Om in te tree. Luister daarna. Hê hoop, wees sout, wees lig. Gaan uit, maak 'n verskil, want jy is geroep daarvoor, kind van die Here.